Ons gaan weer saam sing eerlik. Kom ons staan vir die eerste 2 liedere. Daarna kan ons begin sit.
Kom ons bid saam. Here, dit is net so. U is Heer. U regeer. U verlos, u maak vry, u ontvang ons vreugde. En u kom weer. Ons wil regtig as Porter wil gelowiges vanaand vir u sê, ons is lief vir u. Ons mense sukkel om regtig woorde te kry vir wat in ons harte lê. Maar Here, glo vanaand van ons in ons stikkendheid en in ons sonde en in ons onvolmaaktheid wil ons volmaak vir u lief hê. En ons bely, ons weet u het meer lief as wat ons kan droom of dink, of selfs deur 'n teleskoop sien of deur 'n baie sterk mikroskoop. U liefde is meer as dit vir elkeen van ons. Ons wil regtig wegsink in die liefde, ons wil verdwaal in die liefde. Hou vir ons vas, maar Here, gee ook u liefde aan deur ons. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied en laat u naam geheilig word in Porterville. Vir u al ons eer, al ons lof en al ons aanbidding. Amen. Baie dankie dat julle die erediens kom bywoon. Dis lekker om saam met julle hier te wees vanaand. Ja, dit is regtig baie lekker. Ek weet, ek moet nou so min as moontlik sê, want as ek iets nie voorberei het nie, trap ek klei. Ek is een van daai ape, hy pampoene, ek moet voorberei voordat ek iets kan doen, of voordat ek iets kan sê. As ek nie voorberei nie, maak ek droog. So, laat ek bly by wat ek hier voor my het, laat ek net dit doen. Kyk, en 'n dominee is 'n baie gevaarlike spesie. Ek weet nie of ek al vir julle vertel het nie, maar die een ou daar in ons gemeente het so onder ons met my gehad, dit gebeur ook gereeld. Toe sê hy vir my, jong, jy kan hom vir my verwar. Ek sê, ek is jammer ek verwar jou, ek probeer jou nie verwar nie. Ek sê, maar wat is die storie, waar verwar ek jou? Hy sê,
Jy weet mos van my probleem, ek sê ek weet van jou probleem, wat ek gehad het, ek sê ek is saam bly, jy het hom gehaat. Jy weet mos nou, ek het die drank gelos, ek sê ja, heeltemal reg, 100% so. Hy sê, ek het 'n deel van my loskom en vrykom was dat ek vir drank vyand verklaar het. En laas Sondag het jy vir ons mooi vertel in die erediens, drank is die vyand van alles wat mooi en goed is, van geloof, van gesinne, van families, van paas, van maas, drank. So drank is my vyand. Ek sê ja, nou wat 'n moeilikheid het ek gemaak? Hy sê nou kom jy en jy preek 'n mens met jou vyand lief hê, want jy sê Paulus sê so en Jesus sê so. Ek sê ja. Hy sê so, nou is ek so op die punt om weer my vyand lief te kry. Ek sê, nee, dis nie wat ek sê nie. Los daai, kom uit daar. Seentjies of dogtertjies, watter is die oulikste? Ja. Dogtertjies, wie sê dogtertjies is ouliker? Sak voor haar baie hande opgaan. Wie sê seentjies is ouliker? Potterwil, ek is so bly julle moet nie vir my stem nie, want as julle so stem, verloor al die partye. Baie van julle het buitestemming nou gebly. Hoekom? Want julle weet nie of dogtertjies of seentjies oulikste is nie, nee. Al twee is oulik. Kom ek vertel julle 'n dogtertjie en 'n seentjie storie. Seentjie sit aan tafel. Nou eet hulle. Nou waar ek groot geword het, in my geval was dit so, op eettafel kry seentjies aan mekaar raas, want hulle doen verkeerd, hulle eet te vinnig, hulle prop hulle monde te vol, ag ek weet nie wat alles nie, hulle sit nie regop nie, hulle vat, hulle dink nie aan die ander mense nie, hulle wag nie tot dit klaar gebid is nie, hulle wag nie tot almal kos het, dan begin eet hulle nie. Was al van julle wat sulke raas aan tafel gekry het, help my. Liewe aarde, maar julle is goeie mense. Hierdie seentjie sit aan tafel en hy vra vir sy mamma, mamma, is wurmpies gesond om te eet? Sy ma sê, my kind, ons is aan eettafel, moenie nou oor wurmpies met ons praat nie. Waaroor? Hy sê, mamma, is dit goed om wurmpies te eet? En sy mamma wonder, wil hy nou oor proteïen praat? En sy ma vra, hoekom vra jy? Hy sê, nee, aan papa se bord op die blaaslaai was 'n wurmpie, maar papa het hom nou klaar geëet. So ek wil net weet of papa oulik eet, of papa goed eet. Seentjies, dogtertjie staan by haar mamma wat staan in skottelgoed was, en sy like dit om by mamma te wees, en sy vra vir haar mamma, mamma, jou hare is besig om te verander. Hoekom kom daar tussen jou breinhare sulke wit hare deur? En die mamma sê vir haar, my kind, elke keer wat jy stout is, breek jy mamma se hart. En elke keer wat jy mamma se hart breek, dan groei daar 'n wit haar tussen hierdie breines uit. Sy kyk so, sy front so, sy sê, o, is dit hoekom ouma so baie wit hare het? Moenie met julle kinders en mense naby jou doen wat die mamma gedoen het. Sy is verkeerd. 'n Mens praat nie so lelik. 'n Mens laat nie jou kinders sleg voel oor goed wat hulle doen nie. Jy laat hulle goed voel. Jy tel hulle op. Ou Barnabas, die ou oor wie ons vanaand gaan gesels in die Bybel en oor wie ons gaan lees, was so 'n man. Hy sou nooit so 'n opmerking gemaak het teenoor enige iemand nie. Hy sou iets moois uitgehaal het en hy sou iets moois gesê het. Hy sou iets moois na die tafel toe gebring het. Luister hierso, vanaand gaan ek nou julle tyd steel, hierdie uur wat ons bymekaar is, in my halfuur seker, met 'n karakter in die Bybel, wat 'n besondere karakter was. Ek hou van hom. Vir baie lank het ek baie min van hom geweet. En sy naam is Barnabas. Sy bekendheid is in die Handelingebrief, vir stukke het hy saam met Paulus gewerk, en saam met Paulus sendingreise onderneem. Maar hierdie Paulus en Barnabas was 'n baie interessante kombinasie. Paulus was 'n baie moeiliker man om mee saam te werk.
Barnabas was 'n pragtige mens. Hy was eintlik soos brood. Barnabas het in Cyprus groot geword, 'n eiland in die Middellandse See. Paulus, onthou julle, want ek weet julle ken die Bybel goed, kom van Tarsus af. En daar is uiteindelik vanaand, as jy nou uitstap en iemand vra vir jou nou waaroor het die diens gegaan, dan kan jy eintlik net sê, leef soos Barnabas. Want Barnabas was 'n goeie mens. Hy was 'n geweldige goeie mens. Barnabas was 'n Leviet. Hy was van die Levitiese Jode. Met ander woorde, hy sou in 'n tempel gaan werk het of by 'n sinagoge. En daar in Cyprus waar hy groot geword het hy op 'n jong ouderdom Jerusalem toe te gaan om in die wet te gaan leer, want as jy wil 'n priester word, moet jy die wet en die hele Ou Testament uit jou kop uit ken. Toe kom hy in Jerusalem en toe loop hy in Jesus se wonderwerke vas. En Jesus se wonderwerke het hierdie jong leerling priester so baie beïndruk dat hy tot bekering gekom het en dat hy 'n volgeling van Jesus geword het, nog meer, dat hy sy hele lewe gedraai het en 'n Jesus uitgestuurde en 'n Jesus disipel geword het. Nie deel van die 12 nie, ek bedoel met disipel, iemand wat aanhoudend by Jesus geleer het. In Lukas 10 lees ons hoe Jesus met die 72 disipels werk. Mense wat hy opgelei het en uitgestuur het na die dorpies toe. Julle sal onthou, hy het vir hulle gesê, moenie tyd mors by 'n gesin nie, sê vir elke huis, vrede vir hierdie huis. As hulle nie na jou wil luister nie, skud die stof van jou voete af, gaan aan na die volgende dorp toe. Jesus het hierdie 72 uitgestuur. En daar's 'n tradisie buite die Bybel, geskiedkundige tradisie wat sê Barnabas was een van hierdie mense wat deur Jesus opgelei is en een van hierdie 72 wat uitgestuur is. Jare later is Barnabas uiteindelik weer terug na waar hy gebore is en groot geword het, 'n plek met die naam van Salamis in die Middellandse See op die eiland van Cyprus. En hy het gesterf omdat hy tot die einde van sy lewe vir Jesus opgestaan het. Hy is deur Syriese Jode met klippe doodgegooi en toe begrawe. En 'n interessante ding is, so 470 jaar na Jesus Christus was daar 'n biskop van Cyprus by Salami en niemand het ooit geweet waar is Barnabas begrawe nie. Maar hulle het een ding onthou, Markus, hy word ook genoem Johannes Markus, hy was ook saam met hulle, sê Kolossense was 'n neef van Barnabas, hulle twee is neefs, Markus wat die evangelie ook geskryf het, en Petrus se notilaris was. Hierdie Markus het 'n Matteus evangelie op Barnabas se bors gesit toe hy begrawe is. En toe het die biskop een nag gedroom. Niemand weet waar is Barnabas se graf nie, maar almal wil weet waar is hy. Ek weet nie hoekom 500 jaar daarna nie. En hy het 'n droom dat dit daardie graf is en hy gee opdrag, julle moet daai graf gaan opgrawe, miskien is dit Barnabas wat daar lê. En die lijk wat hulle gaan opgrawe het, die gebeendere wat daar nog was, lê daartoe 'n Matteus evangelie op sy bors. En hulle het hom toe so geëien en gesê dis hy. Hierdie is sommer net so 'n bietjie van 'n biografie, so 'n bietjie meer. Ek gaan nou nog meer sê oor Barnabas en oor hom storieetjies vertel. Vir nou wil ek eers 'n bietjie spring. So 'n tydjie terug was 'n graffiti kunstenaar wat oral in Europa veral op plekke teen strate duidelik sigbaar is graffiti kuns doen. En sy naam is Banksy. En Banksy weet niemand wie hy is nie, dis 'n skuilnaam, dis 'n noemnaam, maar Banksy doen kritiek op die samelewing. Banksy probeer nie geld maak met sy kuns nie. Hy probeer die samelewing aanspreek. Ek dink die mees onlangse een, die van julle wat die nuus mooi volg, sal onthou iewers in Wallis, waar die ligbesoedeling op sy hoogste is. Toe hulle een môre op 'n straat toe kom, toe's daar 'n mannetjie geteken wat lyk of hy sneeuvlokkies eet. Maar as jy om die hoek stap, hierdie kant, gaan die kunswerk aan. Is dit ligbesoedeling en vlamme en nywerhede en dan is dit besoedeling wat so deur die lig trek. So hierdie ouetjie asem ligbesoedeling in. Nou Banksy was so
einde verlede jaar in 2018 ook weer in die nuus omdat hulle 'n skildery van hom van een van sy graffiti meisietjies gemaak het. Sy kunswerk se naam is Girl with Balloon. Julle ken daai prentjie, se dogtertjie en dan gaan haar hartjie ballon so uit haar hand uit. En toe het hulle hom na 'n kunsveiling geneem. En toe gaan die kunswerk van Banksy 1.4 miljoen pond. En toe hulle die bod toeslaan, toe gaan daar 'n alarmpie aan soos 'n lorry wat reverse tuut 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 tuut. Toe hardloop hy prent so deur 'n shredder deur die kunswerk. En toe het hulle na die tyd 'n onderhoud met Banksy en toe wys hy, dit alles gaan julle nou op 'n video greepie sien. Ek vertel net die storie. En toe vra hulle vir hom, wat is die storie? En 'n paar van die frases wat hy gesê het, is wat my aan Barnabas laat dink. My kunswerke is nie vir die geldmakers en die miljonêers van die wêreld nie. My lewe korrigeer die samelewing. Hou op mense laat swaar kry. Hou op ligbesoedeling, hou op die planeet vernietig. Wees 'n goeie mens, moenie mags by hê en geld by hê en eiendom by hê. Moenie 'n magnaat van niks probeer wees nie. Maak die lewe vir ander mense beter. So kyk gou saam met my, Hanro gaan hom wys daar agter. Hierdie video greep is hoe BBC nuus die storie gebreek het. We have new details this morning about that shocking moment at a London auction house. And the video of this is amazing. Secretive artist Banksy posting a video and giving us a glimpse of his plan to have one of his iconic works of art self-destruct. ABC's Jennifer Eccleston has the latest from London. 150. This morning, the viral prank shocking and mocking the art world. British graffiti artist Banksy's gallery painting of the iconic Girl with Balloon selling to a private collector at an auction at Sotheby's in London for an eye-popping $1.4 million. Even more shocking is what happens seconds later. There's the beeping sound of an alarm. And then the mounted canvas self-destructs, sinking in its frame, stunning onlookers as the canvas emerges from the bottom, shredded in tiny strips. The auction house seemingly unaware of the stunt, saying online, "It appears we just got Banksy'd." The elusive street artist, whose identity has never been revealed, clearly relishing in the shock value. First writing on social media, going, gone, then revealing in an Instagram video how he booby-trapped the painting. A few years ago, I secretly built a shredder into a painting in case it was ever put up for auction. Quoting Picasso, "The urge to destroy is also a creative urge." Controversy and global PR, signatures of the mysterious artist who skyrocketed to stardom with satirical, often dark-humored spray paintings, aiming his spray can at social injustice and consumerism, especially in the world of art. That stunt, I think, has added a minimum of $5 million to his back pocket. Guys, collectors say, as you heard here, that stunt has already increased the value of that painting. Get this, he says $5 million, but it could be up to $7 million. But the buyer is saying, "Thank you, Mr. Banksy." Guys. Yeah, for real. Maybe the buyer doesn't want to hang it in the living room anymore. Maybe you do hang it in the living room. Ons hoef nie heel aan te kyk wat daar gebeur het nie. Maar waarvan ek hou is, kom ons maak van die wêreld 'n beter plek. Is Banksy die geheime graffiti kunstenaar op spesifieke plekke se lewensmotto. En hy's goed, sy kunswerke is baie knap en baie stylvol gedoen. Hy wil nie die wêreld verryk nie. Hy wil nie kunsgalerye, hy wil die lewe vir gewone mense beter maak. Ons tema is soos brood. Henry Nouwen het 'n boek geskryf. Julle ken nou al die storie. Die boek se naam is Life of the Beloved. In hierdie boek is hy in 'n gesprek met 'n Joodse joernalis, vriend van hom, met die naam van Fred Bradman, en hy probeer vir Fred Bradman sê,
jy verstaan nie geloof in Jesus nie, want jy verstaan nie hoe lief hy jou het nie. Jy verstaan nie wat dit is om geliefd deur die Here te wees nie. Kyk hoe hy skryf Henry nou in hierdie gedeelte in daai boek van hom. When our deepest truth is that we are the beloved. Ekskuus. When our deepest truth is that we are the beloved, when our greatest joy and peace come from fully claiming that truth, it follows that this has to become visible and tangible in the ways we eat and drink, talk and love, play and work. Dit moet voelbaar, proebaar, reikbaar, sigbaar word, dat die Here vir jou baie lief het en dat jy dit verstaan. Want dit beïnvloed en dit verander die manier hoe jy eet, die manier hoe jy drink, die manier hoe jy vat, die manier hoe jy lief het, die manier hoe jy werk en speel. Dit beïnvloed jou hele lewe. En die vraag wat ek en julle as ons nou oor Barnabas gaan begin praat, het die Here besitreg op jou lewe? Kan die Here jou maar vat? Kan hy maar met jou reg kry wat hy wil reg kry? Want dit is wat in Barnabas se lewe gebeur het. Of voel jy ook partykeer soos die man wat hulle daar in Riversdal gekry het? Lank terug was daar 'n baie bekende bekeringsprediker, Dr. Willie Maree. En hy het daar 'n man gekry in die strate, hy het in Riversdal 'n Pinksterreeks gekry. En hy was opsigtelik nie by homself nie, hy was baie mense, so sterk ook soos baie op hy oomblik. En toe vra Dr. Willie vir hom, weet jy as die Here jou vanaand kom haal, waar gaan jy? Toe sê hy, skus, is nie sommer verkom en vat vir my nie. Het die Here 'n reg, 'n oop deur, 'n poort, waarmee hy in jou lewe kan inkom en jou lewe verander? Mag hy? As dit die probleem is, dan hoef ons niks verder vanaand te sê nie, dan moet ons hier stop en dan moet ons eers bid, dat die Heilige Gees die slot en die sleutel en die handvatsel van jou lewe kan kry, laat hy kan inkom. Anders gaan dit by die oor in en by die oor uit en dan gaan niks verander nie. Dan gaan alles dieselfde bly. Mag God in jou lewe inkom, mag Jesus deure oopmaak en intrek neem en jou hele lewe verander. Geef vir hom die volle reg tot jou hele lewe. Dit gaan van die wêreld, van jou leefwêreld, 'n beter plek maak. Banks het altyd gesê, there's always hope, the girl with balloon. En toe hy hierdie prentjie girl with balloon deur die shredder laat hardloop, toe sê hy vir die wêreld, love is in the bin. En die mense wat in asdromme geprop word in hierdie lewe, daar's liefde daar, want Jesus is vir hulle ontsettend lief. Jy kan maar Lukas 16 gaan lees. Lees saam met my Handelinge 9. Onthou nou Handelinge 9 is die hoofstuk waar Saulus op pad na Damaskus tot bekering kom. Direk daarna gebeur dit dat die wêreld vir Paulus bang is. Ek sou ook gesê het, ek vertrou daai man glad nie. Hy het gister nog hier rondgeloop om die gelowiges te vang en na die priesterhoofde toe te vat dat hulle gestraf kan word. So niemand het sommer net gedink, hier's hierdie Paulus, dit was te goed om waar te wees. En wat ons nou gaan lees, soos daar een man wat op 'n manier die duidelikheid by die Here gekry het en vir hierdie nuwe gedaante Paulus gaan omgee het asof hy nooit Christene vervolg het nie. Die man wat vir hom so omgegee het, Barnabas. Kom ons sit net so en dan bid ons eers saam. Heilige Here, wil U met U woord, met U waarheid, met U liefde, met U verlossing, met U sagtheid, met U deernis en U tere aanraking deur die Bybel aan ons vat vanaand.
en ons lewens oopmaak. Amen. Ek hoop regtig julle kan daar lees, kan julle? Is dit duidelik genoeg? Saulus het 'n paar dae daar by die gelowiges in Damaskus gebly en dadelik in die sinagoges begin verkondig dat Jesus die seun van God is. Almal wat dit gehoor het was verbaas en het gesê, is dit nie die man wat in Jerusalem die mense wat hierdie naam aanroep wou uitroei nie? En het hy nie ook hierheen gekom om hulle gevange te neem en voor die priesterhoofde te bring nie? Maar Saulus het al hoe kragtiger gepreek en die Jode wat in Damaskus woon in die war gebring deur te bewys dat Jesus die Christus is. Na verloop van tyd het die Jode saamgesweer om Saulus te vermoor, maar hy het van hulle planne te hore gekom. Dag en nag was hulle by die stad se poorte op die uitkyk om hom dood te maak. Maar sy medegelowiges het hom een nag geneem en in 'n mandjie laat afsak deur 'n opening in die stadsmuur. Saulus het na Jerusalem toe gegaan en het geprobeer om daar by die volgelinge van Jesus aan te sluit. Maar almal was vir hom bang, omdat hulle nie kon glo dat hy 'n volgeling van Jesus was nie. Barnabas het hom egter oor Saulus ontferm en hom na die apostels toe gebring. Hy het vir hulle vertel hoe Saulus op die pad die Here gesien en dat die Here met hom gepraat het en hoe hy in Damaskus openlik in die naam van Jesus gepreek het. Saulus het toe oral in Jerusalem saam met hulle rondgegaan en openlik in die naam van die Here gepreek. Hy het ook met die Grieksprekende Jode gepraat en met hulle geredeneer, maar hulle het hom probeer vermoor. Toe die gelowiges dit agterkom, het hulle hom na Caesarea toegeneem en hom daarvandaan na Tarsus toe weggestuur. Ons lees net tot sover. Klein bietjie oriëntering. Daar is so 'n klein kaartjie. Ek gaan nie kan wys nie. Ek het nie na my rooi liggie ook nie. Hieronder is Jerusalem, by die Dooie See, boos Galilea, die Jordaanrivier loop af die blou. Damaskus, op pad waarheen Paulus tot bekering gekom het in vandag se Sirië. Antiochië daarbo aan die regterkant langs die Middellandse See. Antiochië was die eerste gemeente wat uit die Jerusalem gemeente uitgeplant is, want toe hulle vir Stefanus doodmaak en die gelowiges begin vervolg, toe vlug hulle in alle rigtings. By Antiochië kom toe 'n groot klomp Christene en die ou disippels in Jerusalem sê toe ons moet iemand stuur. Raai vir wie stuur hulle? Wie was die eerste leraar? Natuurlik Barnabas. Tarsus, waar Paulus groot geword het, Cyprus die eiland, waar Barnabas groot geword het, Caesarea, vandag Caesarea Philippi, is waarheen die gelowiges van Paulus uit Jerusalem uitgevat het, toe hulle agterkom die Griekse Jode wil hom doodmaak, die Griekse gelowiges, toe vat hulle hom Caesarea toe, sit hom op 'n skip, stuur hom reg op Tarsus toe, en toe sy weer in sy grootwordplek. Wat is die storie van Barnabas? Hoekom sê Duivel, dis 'n mooi storie? Wat is daar wat ons kan roer? In Handelinge 4 lees ons van Barnabas 2 goed. Die eerste een, sy naam was eintlik Josef. Hy het as Josef van Cyprus af in Jerusalem aangekom. Maar die disippels het hom Barnabas begin noem, want hy was 'n man wat alle mense bemoedig het en hulle opgebeur het en gesê het, moenie moedeloos word nie, doen goed vir almal en wees lief vir die Here. Want die woord Barnabas beteken, Bar is seun in Aramees, die taal wat Jesus gepraat het, Simon Bar Jona, Simon seun van Jona, Barnabas en Nabas beteken bemoediging. Hy was die seun van bemoediging. So hy word baie maal na verwys as Josef Barnabas, want hy was 'n man wat bemoedig het. En in hierdie gemeente in Jerusalem het die disippels bymekaar gekom, die apostels, toe sê hulle, ons gemeente. Dis nou na die uitstorting van die Heilige Gees, julle onthou Handelinge 2, en 3000 mense kom tot bekering, 2000 mense kom tot bekering, hulle deel al hulle goed met mekaar. Raai wie's die eerste ou van wie ons lees, wat sy eiendom verkoop het, soos wat die apostels gevra het, kom ons verkoop alles wat ons het, dan sorg ons vir mekaar. Gaan lees maar Handelinge 4 vanaand as jy by die huis kom of môreoggend as jy lus het. Barnabas het sy eiendom gaan verkoop en die geld gevat. En ek wil nou vir julle sê, hierdie is nie 'n klein dingetjie nie. Hierdie is 'n diep
omgee storie in Jesus se liefde. Hy gaan verkoop sy eiendom, hy vat die geld, hy gaan sit dit voor die voete van die apostels neer, dis 'n simboliese handeling. Dis nie meer myne nie, dis die Here se. Handel soos wat die Heilige Gees julle lei, en met hierdie geld, waarvoor ek my eiendom verkoop het, nou dat ek niks meer nie, sorg julle vir ander mense. Dis Barnabas, dis wie hy was, dis wat ons lees in Handelinge 8, is ons nou Paulus se bekering, Handelinge 9 het ons gelees. Niemand het vir Paulus vertrou nie, want hy die gelowiges vervolg, ek verstaan dit, behalwe Barnabas het vir hom gaan omgee. Barnabas het geweet wat is die wil van die Here. Hy het nie sy eie wil gevolg. Hy het nie saam met die massas gestem en gesê ons kan vir Paulus nie glo nie. Hy het hom gaan haal. Hy het vir hom gekies. Hy het hom beskerm. Hy het by die apostels gekom en gesê, "Wag, kom ek vertel julle, Paulus hoef dit nie eers self te vertel het nie." Hy was sy beskermheer. Hy het vir hom die pad sag gemaak voor sodat Paulus kon inkom in hulle harte in die eerste plek. Dis Barnabas. Hy het 'n omgee kwaliteit in die kerk ingedra dat jy nie kan glo nie. Handelinge 11, Antiochie. Kom hulle in Antiochie aan. Gewoonlik mos as 'n moedergemeente 'n dogtergemeente plant. Dan gee 'n moedergemeente 'n bruidskat, 'n klomp geld vir dogtergemeente, sodat dogtergemeente daarmee kan woeker. 'n Ma gee mos vir 'n dogter trousseau baie geld, baie koppies, sodat sy dan net die kombuis en 'n menger en waar jy kan chips braai en vleis gaan. 'n Ma gee mos vir 'n dogter sodat sy kan aangaan. Doen ma's dit. Hoekom kyk julle my so of dit nie waar is nie? Gee ma's vir dogters goed as hulle trou. In Barnabas se lewe was dit anders. Toe gee Barnabas, nadat hy 'n klomp geld ingesamel het daar in Antiochie, vir Jerusalem die moedergemeente geld, want toe kry hulle swaar. Hoekom? Hy het net hierdie gestuurdheid en hy is nie vir homself belangrik nie. Hy weet dit gaan swaar in Jerusalem. Hy samel vir hulle geld in. Jerusalem gemeente besluit toe, daar in Antiochie is nou al 'n klomp gelowiges, hulle organiseer hulle, ons moet 'n jong dominee kry, en hoor wie wil Antiochie toe gaan en daar gaan dominee wees? Bid hulle, vra die Here se leiding, Barnabas. Ek wonder hoekom Barnabas, want hy het lig gereis. Hy het sy eiendom verkoop en die geld vir die kerk gegee. Hy het niks wat hom vasgehou het nie. Hy kon gaan. Hoekom? Hy het lig gereis. Hy het omgegee vir mense, stuur vir Barnabas. Josef, Barnabas, hy is die een. Daar gaan hy. En in hierdie Antiochie gemeente in Handelinge 13 is die eerste plek ooit wat iemand Christene genoem is. Die Griekse woord Christianoi, die Christusklomp. Die Antiochie buitestanders van die kerk was so beïndruk met hoe die Christengelowiges Barnabas hulle se kerk saamgestaan en uitgestaan het, dat hulle die Christianoi begenoem het. Christene, Handelinge 13, vir die eerste keer ooit is hulle in Antiochie Christene genoem, waar Paulus en Barnabas gemeenteleiers was, want hulle moes woeker en hulle moes aangaan en hulle moes hulle beste Jesus klere aantrek elke dag. Toe Paulus in Antiochie kom, Jerusalem gemeente het hom gestuur, jy is die nuwe dominee in daai nuwe gemeente. Raai wat doen hy? Hy onthou, wag, daai Paulus pel, wat nou tot bekering gekom het en niemand hou van hom, hulle wil hom doodmaak. Hy is mos in Tarsus, 130 km van Antiochie af, begin klap Barnabas die tone en hy stap met daai plakke van hom. 130 km. Hy gaan haal vir Paulus, hy sê broer, moenie laat iets jou roeping van die Here vir jou laat, wat is die woord? Afkoel nie. Kom, jy het 'n groot roeping. En hy vat hom Antiochie toe en hulle twee raak broers, kollegas in die Here en hulle bedien daai Antiochie gemeente, soveel so dat hulle later die Christianoi genoem word. Die Christene wat so uitstaan vir Christus, dat ons nie anders kan as om hulle 'n naam op hulle eie te gee nie. Want Barnabas is lief vir die Here. Toe begin die gemeente in Antiochie agterkom, maar ons leef nie vir onsself in hierdie wêreld nie.
Ons wil uit Jerusalem, uit die goeie nuus van Jesus Christus hier in Antiochia aangekom, maar dit moet seker nie net by ons bly nie. Dit is nie ons sinne nie. Dis Jesus sin en die Heilige Gees se uitstorting in Handelinge 1 vers 8 het ons mos gehoor. Jesus het gesê, bly wag, wag. As die Heilige Gees uitgestort is, sal julle my getuies wees in Jerusalem en in Jerusalem en in Jerusalem en in Jerusalem. Nee, in Jerusalem. Julle ken Handelinge 1 vers 8. En in Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Toe's hulle so vol van die Here en hulle verstaan, want Barnabas is hulle leier. Ons is hier vir onsself, vir hulle sê, maar ons wil nou iemand met hierdie goeie nuus uitstuur Klein-Asië toe. Hulle moet Pisidië en Pamfilië toe gaan, hulle moet Ikonium toe, hulle moet Lystra toe gaan, hulle moet Derbe toe gaan. Wie gaan? Ons moet iemand stuur, want ons het dit. Die res van die wêreld het dit nog nie. Toe bid hulle een aand. En daar was 3, gaan lees maar Handelinge 13. Toe sê die Heilige Gees vir hulle, sê Handelinge 13, stuur vir Barnabas en vir Saulus. En anders as wat die meeste mense dink, die eerste sendingreis was Barnabas die leier en Paulus die tweede in bevel. En hulle twee het gereis. En hulle het die wêreld gaan omkeer. Wonderwerke het gebeur elke dag. Duiwels het gevlug uit, towenaars uit. Siek vrouens het gesond geword. Hulle het in sinagoges gaan preek. Maar Barnabas was die leier en Paulus die medereisiger. Toe kom hulle van Cyprus af en hulle reis oor en hulle kom in Pisidië aan. Toe raak Paulus weer die leier. Want dis meer nader aan Tarsus. Onthou julle Paulus, die Romeinse burger? Want dit is nou seker beter dat hy leiding neem. Op Cyprus, die eiland waar Barnabas groot geword het, het hy leiding geneem. En hulle laat geen klip onopgetel nie. Hulle vertel vir die mense van Jesus. Hulle preek. Die Here doen wonderwerke deur hulle almal begin luister. Toe is hulle later weer terug Jerusalem toe. In Jerusalem toe neem Barnabas weer leiding. Hoekom? Dis hier waar hulle nog kwaad is vir Paulus. Dis hier waar hulle vir Paulus nog steeds nie vertrou nie. Maar hier is ons man, en hulle gaan oortuig van Jerusalem, hulle gaan oortuig sommer so op pad deur Samaria ook vir die mense. Luister, dis nonsens hierdie wat julle vertel, as 'n heiden tot bekering kom om in Jesus te glo, moet hy besny word. En hulle vertel vir die mense, en hulle los hulle. En hier in Handelinge 13, terwyl hulle op reis is, in Pamfilië, is daar 'n jong Turk wat saam met hulle ry en sendingwerk doen. Sy naam is Johannes Markus. Johannes Markus hou nie baie van hoe Paulus het doen. Die Paulus is 'n moeilike persoonlikheid, maar hy hou meer van sy neef Barnabas se manier. So Johannes Markus, die jong gelowige wat nou opgelei word, sê vir hulle, hoorie, ek gaan nie saam met julle meer nie. Ek gaan terug Jerusalem toe. Wat doen Barnabas? Dis sy neef. Hy sê, is reg my maat, gaan terug. Ek en hom Paulus gaan aan. Ons is deur Antiochia uitgestuur. Ons wil hierdie reis klaarmaak. Die Here het vir ons 'n opdrag gegee en hy sorg vir ons. In Handelinge 15, 2 hoofstukke verder, is Paulus en Barnabas in Antiochia. Paulus en Barnabas sê vir mekaar, luister hierso, kom ons gaan terug na daai gemeentes toe, kom ons gaan helder hulle net weer op. Julle ken daai woord. Kom ons gaan upgrade hulle net weer in die waarheid, en is hulle nog op die regte pad, en het hulle vir Jesus op die regte manier lief? Barnabas sê, ja, kom ons vat vir Johannes Markus aan. Paulus sê, geen manier nie. Johannes Markus kom nie saam met ons nie. Hy het ons gedrop, hy het ons in die steek gelaat. Hy gaan nie nou weer saam nie. Luister mooi wat doen Barnabas. Hy sê, Paulus, as dit jou manier is, gaan lees Handelinge 15 tot daar vers 36, 39. As dit jou manier is om met mense te werk, kry vir jou iemand anders. En Paulus het vir Silas gekry, en hulle twee is op Klein-Asië toe. Barnabas het vir Johannes Markus gevat, die neefie van hom, die groenetjie in geloof, die een wat verneder gevoel het, omdat hy die ooms in die steek gelaat het. En hulle daai gemeentes gaan besoek. En jy sal dit nie glo nie. 12 jaar later sit Paulus in die tronk in Rome. Wie sit saam met hom in die tronk? Johannes Markus, die jong evangelis wat hulle in die steek gelaat het. En hy en Paulus raak boesemvriende. Nog 13 jaar later sit Paulus
en hy in Efese en hy vra vir Timoteus, asseblief gaan haal vir Johannes Markus. Ek het hom baie lief en ek het hom dringend nodig. Hy's 'n kosbare reisgenoot, want hiervanaf gaan ek nou Rome toe reis en dit gaan waarskynlik my laaste reis wees. As gevolg van Barnabas se sagte, broodsagte omgee hart wat hy in die leierskap van die kerk ingedraai het, raak Johannes Markus wat vyande was, vriende, raak hulle familie. Johannes Markus is die evangelis wat die Markus Evangelie geskryf het. Hy was die eerste biskop in Alexandrië gemeente in Egipte. In daai tyd was dit die Stellenbosch van die wêreld. Dis waar die universiteit en die colleges en die biblioteke was. Die Koptiese kerk glo nou nog soos wat die Katolieke kerk glo, Petrus, hulle biskoppe en dan nou hulle pause is afstammelinge van Petrus van die stoel van die Here. So glo die Koptiese kerk in Egipte, Markus was hulle eerste paus en hulle is almal in opvolging van Markus in Egipte. Markus was Petrus se opskrywer, sy notularis. Ek wonder net of die goed alles waar sou geword het as Barnabas nie vir hulle omgegee het nie. Paulus, die grootste volume van bladsye boeke in die Nuwe Testament is Paulus se briewe. As Barnabas nie vir hom omgegee het nie, as Barnabas hom nie by Tarsus loop haal nie, wonder ek of dit sou gebeur het. En raai wat? Nie een boek is na Barnabas vernoem nie. Nie een nie. Hy het sy studente verby hom laat groei in die teologie en in die kerk. En hulle het die groot name geword. Barnabas is jou kleintjie wat dit alles soos 'n katalisator laat gebeur het sonder homself enige van die trots daarvoor te kry. So wat moet ons vir mekaar sê? Wat is die voorbeeld van Barnabas? Hy was onselfsugtig, hy het niks vir homself gehou nie, hy het gegee, hy het omgegee. En een van die reise terug Jerusalem toe kom Paulus en hy sê vir Petrus, hulle kry mekaar toe daar in Efese nog op pad af Samaria toe, af Jerusalem toe. Jy is skynheilig en hy sê sommer vir Barnabas en jy is 'n huigelaar. Wat doen Barnabas? Hy bly loyaal. Toe hulle in Jerusalem kom, toe is hy loyaal teenoor Paulus. Toe vertel hy wat doen hulle en Paulus alles. Hoe voel hulle oor die besnydenis? Hoe voel hulle oor die heidene? Hy het niks teen Paulus agtergehou nie. Daar was net te veel Jesus in sy hart. Hy was baie gehoorsaam, hy was loyaal tot die einde. Hy was gestuur en hy het lig gereis, julle sal nog onthou. Hy was die bemoediger, dis hoekom hy die naam gekry het. Hy was 'n mentor wat sy mentees, sy studente nie net laat bedien het nie, maar hy het vir Paulus laat leiding neem en dat hy tweede in bevel geword. Hy het hulle begelei dat hulle groter rolle as hy begin speel. Dit is 'n pragtige Bybelse voorbeeld van wie Jesus op die aarde wil hê, waardeur hy 'n verskil wil maak. Hy was nie net bemoediger nie, hy was 'n omgee reus, hy het vir Paulus omgegee en op 'n stadium toe Paulus en Johannes Markus teen mekaar is te praat, hy hard met Paulus en sag met Johannes Markus en hy herstel hulle kerkwaarde, hy herstel hulle selfbeeld. Hy sê vir hulle, julle is kosbaar vir die Here, bly op julle roepings, moenie moed verloor nie, moenie spoed verloor nie. Hou aan en doen dit net vir die Here. Hy was gemaklik om in die tweede plek in te skuif sodat sy studente in die eerste plek kan inskuif en dan het hy geluister. Hy was 'n voorvatter en hier kom die laaste woordjie wat jy nie moet vergeet vanaand nie. Dis 'n verstaanssleutel vir die jonger generasie. Dis die paswoord waarmee jy die verstaan van Barnabas gaan oopsluit in jou lewe. Hoekom is hy so kosbaar? Hoekom gaan hierdie predikant so aan oor Barnabas? Want hy was so baie soos Jesus Christus. Barnabas wys Jesus se karaktertrekke deur sy hele wese. Gaan lees maar in Handelinge. Kom ons vat Barnabas se voorbeeld om Jesus se koninkryk uit te brei op die aarde. Om Jesus se sagtheid en handskoene aan te trek van wat hy en kan doen as ons met mense werk. Anders is dit nie Jesus nie. Anders is dit ek en Jesus moet dieselfde word. So gaan ons.
baie diep duik in die sondige, stikkende wêreld maak, hier waar ek en julle leef. Hy was so baie, soos Jesus. Gemeente, kom ons sit net so en dan bid ons saam. Heilige Here God, aan U al die eer, al die lof en al die aanbidding wat ons het. Vergewe ons dat ons so on-Barnabas en so on-Jesus in hierdie lewe rondloop as U gelowiges en as U lidmate. Vergewe ons dat ons so on-Barnabas en so on-Jesus met mense praat, vir mense omgee, mense afjak, mense verbyloop. Help vir ons om Barnabas vol en Jesus vol uit Pinkster 2019 uit te gaan word en te gaan leef. En ons bid dit net in sy kosbare naam. Amen. Bram, net voor ons sing, albei moet ek weer daai twee goed afkondig. Hoef ek nie eers af te kondig. O, langs jou. Ander het nou gesê, ek hoef nie te sê, ek moet elke raai kom, ek sê net, aksie Winterhoop, projek Winterhoop, bring julle sorg en omgee goed, waarmee jy ander mense se harte bly maak, veral warm komberse, daar waar ek slaap, het ek 'n heerlike warm toewy, en dit is so lekker, so ek gee in my gemeente ook warm komberse vir mense, en die tweede ding, môre aand is die diens weer 7 uur, 1900 uur, net hier, selfe mense, selfe tyd, selfe plek. Kom ons sing lekker saam. Dankie Bram. Ontvang die wonderlike seën van die Here. Mag die liefde van Jesus Christus, die genade van God die Vader, die teenwoordigheid van die Pinkstergees, die Heilige Gees, met jou wees en met jou bly. Amen.